Good afternoon, Mossel Bay. Are you enjoying yourselves? Viva DA, viva! Viva DA, viva! Bambile, Siam Bambile. Have you been enjoying yourselves? Excellent. This speech I wrote myself. You know, I've got a SMA, you've got a speech writer. I've seen Aiden here. There he stands. He's got his nice tie on. He's been at a roundtable event. I've been very privileged to also say a few words this morning. But this speech I wrote myself, and I really wanted to make an impact. And the speech's name is Building a Legacy. Kom ons hou Mossel Bay ikonies. So as many of you may know, I've always loved history. Soos baie van julle weet, het geskiedenis my nog altyd fascineer. Nie omdat ek in die verlede leef nie, maar omdat geskiedenis ons telkens leer hoe ware leiers lyk wanneer mense deur moeilike tye gaan. Een van my gunsteling verhale is die van Sir Ernest Shackleton. In 1914 het hy vertrek op 'n ekspedisie wat as een van die grootste ontdekkingsreise in die geskiedenis beskou is. Die eerste poging om Antarktika te voet oor te sit. Dit was 'n groot droom, 'n waagmoedige visie. Maar die geskiedenis het anders besluit. Nog voordat hulle die bestemming bereik het, het hul skip die Endurance in die ys vasgevries. Week na week, maand na maand, nog voordat hulle bestemming kon bereik, het hul skip die Endurance vasgevries en daar het hulle gelê. Hy het die ys al hoe meer en meer ervaar hoe dit die skip vasdruk en later het dit die skip vergrys. Hulle droom het letterlik onder die ys verdwyn. In daardie oomblik het alles verander. Die doel was nie meer om Antarktika oor te steek nie. Die doel het verander. Die doel was nou om almal veilig huis toe te bring. En teen alle verwagtinge het Shackleton daarin geslaag. Nie een lid van sy span het gesterf nie. History remembers Shackleton not because he achieved his original goal, but because of the way he led when everything seemed to be falling apart. En dit is miskien een van die grootste lesse wat geskiedenis ons leer. Leiers word uiteindelik nie beoordeel volgens die beloftes wat hulle maak nie, maar volgens die mense wie hulle dien. Die besluite wat hulle neem wanneer tye moeilik raak en die nalatenskap wat hulle agterlaat. Daar is nog 'n aanhaling wat my oor baie jare diep aangeraak het. 'n Antieke Griekse spreekwoord wat lui: A society grows great when people plant trees in whose shade they know they shall never sit. Ek is lief vir daai woorde, want dit herinner ons daaraan dat 'n ware leierskap en 'n ware leier nooit oor onsself gaan nie. Dit gaan oor die volgende geslag. Ons is bloot rentmeesters. Ons ontvang iets kosbaars. Ons bou daarop en ons gee dit sterker oor aan die wat na ons kom. To me, that is what building a legacy is all about. Dames en here, 5 jaar gelede het ons as 'n nuwe raad tydens ongelooflike moedige omstandighede aan bewind gekom. En ek onthou, speaker, met die inhuldiging het ons nog ons maskers gedra. En ek dink van ons het miskien grappenderwys eers miskien 'n maand of 'n paar maande later eers werklik leer ken vir al die oppositie. Maar dis net so tong in die kies. COVID-19 het families geraak
besighede geraak, werkgeleenthede geraak. Dit het hoop geraak. Terselfdertyd het plaaslike regering oral in Suid-Afrika onder geweldige druk gekom. Inkomstes het afgeneem. Ons raak armer, ons kan dit voel. Uitdagings het toegeneem. Munisipaliteite moes meer doen met minder. Vandag sien ons die gevolge daarvan reg oor Suid-Afrika. Van die 257 munisipaliteite in ons land het slegs 39 skoonouders behaal. Mosselbaai is dankbaar en trots daarop om een van hulle te wees. En ons sê dit nie om onsself op die skouer te klop nie. We say it to show that good governance is possible. Dat uitnemendheid moontlik is en dat gemeenskappe floreer wanneer plaaslike regering werk. Dit het vir ons duidelik geword dat ons nie net vir vandag kon bestuur nie. Ons moes terselfdertyd aan môre bou. Daarom het ons 'n langtermyn strategie ontwikkel. Ons het dit grow genoem. Maar grow het nooit net oor groei gegaan nie. It was about planting a future. Elke pad wat ons verbeter het, elke vennootskap wat ons gevorm het, elke belegging wat ons gelok het, elke moeilike besluit wat ons geneem het, was 'n saad wat ons geplant het, sodat toekomstige geslagte eendag die vrugte daarvan kan pluk. En daarom moes ons onsself voortdurend een eenvoudige vraag afvra. Did it make a difference? I do not believe the answer lies in reports. And I do not believe it lies in speeches. I believe the answer is found in the choices that ordinary people make each and every single day. Because people vote with their feet. They don't vote only with a ballot. Hulle kies waar hulle kinders wil grootmaak. Waar hulle eie besighede wil vestig. Waar hulle wil aftree. Waar hulle toekoms wil bou. En dit is miskien die eerlikste maatstaf van enige gemeenskap. Nie wat politici sê nie, maar wat gewone mense elke dag kies. En oor die afgelope 5 jaar het daardie antwoord al hoe duideliker geword. Families het Mosselbaai gekies. Besighede het Mosselbaai gekies. Beleggers het Mosselbaai gekies. Toeriste het Mosselbaai gekies. Vandag is Mosselbaai die voorste emigrasiebestemming en een van die land se gewildste toerismebestemmings. Ons noem dit nie omdat glansrykheid belangrik is nie. Ons noem dit omdat dit iets is wat baie eenvoudigs bevestig. People don't move to places because they are the biggest. They move to places that work. En wanneer 'n dorp werk, skep dit vertroue. Wanneer daar vertroue is, kom daar beleggings. Wanneer daar beleggings is, word werk geskep. Dit is uiteindelik waaroor plaaslike regering behoort te gaan. Een van die grootste voorregte wat ek gedurende hierdie termyn gehad het, was om Mosselbaai by die United Nations Forum on Sustainable Development te verteenwoordig in Addis Ababa vroeër hierdie jaar. Van 19 lande was Mosselbaai, ons klein dorpie, so bevoorreg dat ons die enigste plaaslike regering was, enigste burgemeester was wat daar gepraat het. Maar dit gaan nie oor erkenning vir die burgemeester nie. I saw it as recognition of an entire community. Van elke raadslid, van elke munisipale amptenaar, elke entrepreneur, elke vennoot, elke inwoner. Want sukses behoort nooit aan een persoon nie. En dit is iets waarna ek in my hart glo. Together we built it. Dames en here, mense vra my dikwels, hoe het Mosselbaai aangehou groei
terwyl soveel ander munisipaliteite gesukkel het? Die antwoord is eenvoudig. Daar was geen geheime resep nie. Geen wonderwerk nie. Dit was net duidelike waardes. Consistency, discipline, partnerships, long-term thinking en duisende goeie besluite saam met my kollegas wat oor baie jare geneem is. Ons het ook nie op 'n skoon bladsy begin nie. Dit is vir my belangrik om te sê. Ons het 'n sterk fondament geërf. 'n Fondament wat oor 2 dekades deur DA leierskap gebou is. Elke burgemeester, elke raad, elke generasie het nog 'n steen op daardie fondament gelê. En vir daai rede wil ek vanoggend of vanmiddag baie dankie sê ook aan my mentors en vorige leiers wat my so inspireer het dat ek as 'n klein jong sakeman in die dorp gesê het ek steek my hand op. Ek sal in die modderbad van politiek klim waar jy beledig word en sleg gesê word en nooit goed genoeg is nie. En altyd gesien word dat jy lieg en jy skelm. Maar mense het my inspireer dat ek betrokke geraak het oor hoe hulle ons dorp gelei het. Tannie Marie, dankie. Jim, dankie. Kom Harry wie vanoggend hier kan wees nie, dankie. Elkeen was 'n mentor. En vanoggend eer ons ook die nalatenskap van ontslape politici in ons dorp wat ons dorp help het. In die kort tydjie wat ek in die raad was, het ons gesien leierskap, Skippie Skeepers, Erika Meyer, Len Raug, Bani Groenewald, Callie Smit. Almal mense wat ons gemeenskap gedien het wat oorlede is. Ons eer hulle nagedagtenis. But we did not inherit a bank base. We inherited a strong foundation. Ons verantwoordelikheid was nooit om oor te begin nie. Our responsibility was to build higher. En vandag is dit ons verantwoordelikheid om nog hoër te bou vir die geslag wat na ons kom. En dit bring my by die volgende hoofstuk. En ek glo vas dat a successful strategy should never be abandoned because it succeeds. It should evolve because success creates new responsibilities. That is why the next chapter of our journey is called Thrive. Today, the question is no longer simply, how do we grow? The question is, how do we ensure that every resident has the opportunity to thrive? Thrive is built on 3 simple priorities. Good governance, because corruption has no place where public trust matters. Safe communities, because families cannot thrive where their lives are in fear. And thriving communities, communities where businesses invest. Young people find opportunities. Families prosper. The environment is protected. And every resident share in the success we build together. Across South Africa, we know what concerns people most. Crime, jobs, corruption. Those are not simply election issues. They are the daily realities millions of South Africans face. Here in Mosse Bay, our Thrive strategy is our local response to those same priorities. Good governance, safe communities, and thriving communities. When communities thrive, everybody thrives. Vriende, reg oor Suid-Afrika hoor ons dieselfde bekommernisse. Misdaad, werk, korrupsie. En dit is nie net bloot politieke slagspreuke nie. Dit is die werklikheid waarmee miljoene Suid-Afrikaners elke dag saamleef. The Democratic Alliance understand those priorities. En hier in Mosse Bay is Thrive ons plaaslike antwoord. Good governance, safe communities, thriving communities. Dit is hoe ons DA-waardes omsit in plaaslike regering wat werklik diens lewer, waar dames en here, as daar een les is wat die afgelope jaar
wat ek geleer het, dan is dit hierdie. Moet nie stream terwyl ons praat nie. No Meyer builds a great municipality alone. Gemeenskappe bou munisipaliteite en maak munisipaliteite en dorpe op. Dit was vanoggend en gisteraand my boodskap, gisteraand het ek by die Huiwense fundraiser gepraat. 'n Burgemeester kan leiding gee, 'n raad kan besluite neem, maar 'n visie word net werklik wanneer gewone mense besluit om dit te volg, word dit die waarheid. En daarom is daar een woord wat telkens by my opkom, wanneer ek aan die afgelope 5 jaar dink. Saam. Saam het ons deur COVID gewerk, saam het ons moeilike besluite geneem, saam het ons nuwe geleenthede geskep, saam het ons Mosselbaai verder gebou. En daarom wil ek vanmiddag sê, dankie. Dankie veral aan my span raadslede wat saam met my die laaste 5 jaar gewerk het. Wat saam met my in die trenches was, wat saam met my die houe gevat het. Ek kan nie vir julle het soos my familie geraak, onderburgemeester, speaker, my MyCo-lede, wat so hard gewerk het, my raadslede. Baie dankie uit die diepte van my hart. Kan ons raadslede gou vir ons opstaan asseblief? Geef hulle nog 'n lekker hande klap. Dan aan ons munisipale amptenare wil ek baie dankie sê. Hulle is natuurlik nie hier vandag nie, maar hier is enkeles. Ek gaan hulle nie uitsonder nie, ek wil wel my kantoorpersoneel uitsonder. Willie, Sareen, Aiden, sal julle vir my opstaan, Willie en Sareen. Aiden, dis die mense in my kantoor, Anshunay het ongelukkig skoon gemaak. Sy kan nie wees nie. Baie dankie vir julle toewyding. En alle ure wat ek saam met julle kan spandeer, dat ek weet my kantoor is altyd in goeie hande. Waardeer dit. Dan ons sakelei, ons boere, ons kerke, ons buurtwagte, ons veiligheidsorganisasies, ons gemeenskapsorganisasies, ons sportklubs, ons NGO's, ons taxi-bestuurders. Elke vennoot wat saam met ons hierdie pad gestap het, dankie. Government cannot build an iconic Mosselbaai alone. Communities do. En voordat ek verder gaan, is dit my groot voorreg om ook dankie te sê aan my vrou, my seun, my susters, my ma. As julle wonder wie se kind is ek, hier's my ma, ek is haar kind. Openbare diens raak nooit net een persoon nie. En ek moet my broer ook uitsonder. As dit vir hom was nie, kan ek hierdie werk doen nie. Hy is nooit by as ek hierdie goed doen nie, want hy werk wanneer ek nie daar kan wees nie. So in sy afwesigheid ook baie dankie. Hierdie werk raak 'n hele gesin. Ek sal altyd daarvoor dankbaar wees. Maar vandag wil ek met 'n besonderse groep mense praat. En dit is ons aktiviste en ons kandidate. Die mense wat vroeg opstaan, wat laat saans werk, wat aan deure klop, wat baie keer gevloek word, wat pamflette uitdeel, wat plakate opsit, wat vergaderings bywoon. En dit alles sonder om ooit erkenning te verwag. Vroeger het die Griekse spreekwoord aangehaal: A society grows great when people plant trees in whose shade they know they shall never sit. Vandag, terwyl ek na hierdie gehoor kyk, besef ek, daardie mense is julle. You are today's tree planters. Elke gesprek wat julle voer, elke deur waaraan julle klop, elke uur wat julle opoffer, elke persoon wat julle moedig om te gaan stem, om te registreer, is 'n saad wat geplant word. Miskien sal julle nooit al die vrugte daarvan sien nie, maar toekomstige geslagte gaan daarin leef. En daarvoor dankie. Kom ons gee vir hulle 'n hande klap. Ons werk na die einde van die toespraak. So mense vra my dikwels, hoekom het ek by politiek betrokke geraak?
Elke politikus word gewoonlik daai vraag iewers gevra. Hoekom raak ek betrokke in my gemeenskap? Jy kan vir jouself ook die vraag vra. Die antwoord was nog altyd vir my eenvoudig. Ek wil help bou in 'n dorp, waar ons kinders en ons kleinkinders eendag kan floreer. 'n Dorp waar jong mense glo hulle het 'n toekoms, waar hulle nie hoef te voel, hulle moet Suid-Afrika verlaat en hulle drome gaan navolg op 'n ander plek nie. Dit was nog altyd my motivering, en dit bly vandag my motivering. Mense vra my ook dikwels, wie rig jou as leier? En vir my is die antwoord eenvoudig. My waardes word gerig en gevorm deur my Christelike geloof. Elke raadsvergadering word met skriflesing en gebed begin. Nie as 'n formaliteit nie, maar as 'n herinnering dat leierskap oor diens gaan, nie status nie. Dat mag altyd met nederigheid uitgeoefen word. Dat elke mens met waardigheid behandel moet word. Dat eerlikheid saak maak. Dat geregtigheid saak maak. Dat deernis saak maak. Daardie waardes herinner my elke dag waarom ons hier is. Om te dien. Nie om gedien. Nie om gedien te word nie. Soos wat baie politici dink. En daarom, of iemand nou in Mosselbaai woon, of in Hartenbos woon, Danabaai, Grootbrak, Glentana, Reebok, Tergniet, Vleesbaai, Bochomsbaai, Vliemersheim, Herbertsdale, Brandwag, Ruiterbos, of enige deel van ons pragtige, mooie Mosselbaai. Of hulle vir ons stem, of nie. Maar responsibility remains exactly the same. Om elke inwoner met respek, met waardigheid, met billikheid, met deernis en integriteit te dien. Vriende, ons leef in 'n tyd waar Suid-Afrikaners diep bekommerd is oor misdaad, oor werk, oor korrupsie. Maar ons leef ook in 'n tyd waar elkeen van ons die voorreg het om 'n verskil te maak. En my uitdaging ook vanoggend in die jong mense by die roundtable was, en jong mense toe ook met meneer Jazani se span, when I spoke to them at the library earlier this week, with Stanford. Get involved. Get involved. It's normal people like me, and Tanimari, and Oom Jim, in Venolia, in Jaco, in Leon, in Tabu, and Nikki. It's normal people making a difference. Get involved. So what kind of future do we want to leave behind? Ek wil die stemgeregtes vandag vra, inwoners, maak asseblief seker dat julle geregistreer. Maak seker dat jou besonderhede reg is en gaan stem. Want as jy nie stem nie, gaan iemand anders namens jou besluit. History is not written by spectators. History is written by people who chose to participate. En laat ek afsluit. Soos ek begin het met geskiedenis. Vriende, geskiedenis is nog nie klaar geskryf nie. Die volgende hoofstuk, die volgende 5 jaar wag vir ons. Ons het 'n besonderse dorp geërf. Ons verantwoordelikheid was om dit sterker te maak. Nou is dit vir ons verantwoordelikheid om met trots oor te gee aan die volgende geslag. Eendag, baie jare van nou af, sal ons kinders en ons kleinkinders deur hierdie strate stap. En hulle sal dalk nooit weet wie die burgemeester was nie, of wie die raad was nie, of wie u as die aktiviste was nie, wie was die mense wat die plakate opgesit het. Maar hulle sal leef met die gevolge van die besluite wat ons vandag neem. Hulle sal leef in die Mosselbaai wat ons saam gebou het. En daarom, kom ons hou aan dien. Kom ons hou aan bou. Kom ons hou aan geleenthede skep. Ons sê nie ons het 'n arrive nie. Ons vra vir julle om vir ons, vir my span, en vir die DA te stem, omdat ons baie werk het om te doen. Ons het nie arrive nie. Ons het nog ver om te gaan. Kom ons hou aan plant vir die geslag wat na ons kom. Together, let's keep Mosselbaai iconic. I thank you very much.